you died for me there on the cross. You breathed the last as you were crucified, and you gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. There in the ground, sealed in the darkness, lifeless lamb, the frame of the Father, Son in agony. And he watched his only Son be sacrificed, and he gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. The King of love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever, and he is mine forever. Where streams of living water flow, my ransom soul he leadeth. And where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high, or in the valley low. The King of love, my shepherd is. The King of love, my shepherd is. Lost and foolish, off I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Never failing, ruler of my heart, everlasting, lover of my soul, on the mountain high, or in the valley low. The King of love, my shepherd is. The King of love, my shepherd is.
goodness faileth never. Good shepherd, may I sing your praise within your house forever, within your house forever. Vriende, kom ons bid saam. Hemel, Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie dat ons rondom U heilige woord kan vergader. Vader, waar ons vandag gesels oor die feit dat U die opperherder is, vra ons dat U ons in eenvoud en in waarheid ook in hierdie saak sal herder en sal lei. Ek bid dat U ons geestesoë sal verhelder, dat U ons harte en ons ore en ons verstand sal open, sodat ons deur U gees van waarheid die lieflikheid van Gods waarheid sal beleef, ervaar en dat dit vir ons 'n lig en 'n lamp vir ons voet en ons pad sal wees. Dankie vir ons saamwees. Dankie vir U oneindige genade en barmhartigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle het gesien hoe die woorde van hierdie welbekende psalm nou voor julle afgeflits het op die skerm. Die Here is my herder. Sekerlik een van die bekendste woorde, psalms, daarom ietsie wat mense kan opsê uit hulle hart uit. Hoekom sou dit so wees? Sou dit wees omdat dit net 'n maklike teksgedeelte is? Of sou dit wees omdat in God se design en in God se orde dit so sou wees, dat alle mense eintlik 'n hinkering het na 'n herder, dat hulle gelei wil word in hierdie lewe. Nou, die ironie van hierdie stelling wat ek sopas gemaak het, is dat ons gaan toelaat dat iets ons sal herder in hierdie lewe.
Het sy ons eie neus, ons eie verlange, ons eie selfsug, die wêreld met sy verloklikhede, geld, 'n counterfeit God waar ons die afgelope tyd gesels het, dat ons hulp in ons eie hande neem, ons tye in ons eie hande neem, of dat ons uiteindelik by die oeroue voorbeeld wat ons dwars deur die woord kry, tot rus sal kom. Pragtige woorde wat eintlik uitspeel ook in Psalm 23. So Psalm 23, wat beloof dit eintlik vir ons? Baie mense wil graag hierdie woorde opsê en miskien kan hulle dit opsê omdat hulle die verlange het dat hierdie Psalm eintlik vir ons 'n lewe waarborg sonder enige seer, sonder enige tekorte, dat die voorsienigheid van die Here altyd geweldig is, dat ons bankrekeninge sal oorloop, dat ons nooit sal siek word nie. Dat wanneer die Here beloof dat hy ons herder, dat dit altyd net smooth sailing is. Maar as jy nou al 'n bietjie op hierdie aarde geleef het en Jesus Christus gevolg het deur sy woorde en wysheid wat van goddelike plekke en hemelse plekke afkom gelei tot verheerliking van die Vader, deur die Gees sou jy agtergekom het dat hierdie lewe is nie net maanskyn en rose nie. Ek neem byvoorbeeld Johannes 16 waar die Here sê, onthou, bly in my vrede want in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar onthou, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. So, Psalm 23 wil ek in kort sê, beloof nie vir ons 'n lewe sonder seer, hartseer en moeilike dinge nie. En dit beloof ook nie vir ons 'n lewe wat net smooth sailing sal wees, omdat die Here nou skielik ons herder is nie. Dit beloof ook nie vir ons 'n pynvrye lewe, waar daar nie vervolging, seer en dalk dood sal wees nie. Dit beloof ook nie vir ons 'n lewe sonder trane en verwerping nie. As jy nou mooi kan onthou, het ek vroeër in die jaar, terwyl ons met hierdie psalms besig was, Psalm 22, 23 en 24, saam gelees. Ongelukkig het ek daai oggend nie die boodskap opgeneem nie, ek so spyt daaroor. Maar wat dit gesê het, is dat Psalm 22, 23 en 24 is eintlik 'n eenheid. En baie van ons weet presies wat in Psalm 23 staan, maar ons weet nie wat in Psalm 22 of selfs Psalm 24 staan nie. So in Psalm 22 is 'n messiaanse psalm. Ons kry die bekende uitdrukking, my God, waarom het U my verlaat? En al die geleerde mense is dit eens, dat van die begin af, nie net onlangse geleerdes nie, maar dat van die begin af hierdie 'n messiaanse psalm was. Met ander woorde, dit verklaar en verduidelik in psalmterminologie en psalmtaal eintlik die kruisgebeure. Daarna, nadat die kruis plaasgevind het, kry ons hierdie, die Here is my herder. En dan nadat die Here ons herder is, kry ons hierdie, die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Kry ons eintlik hierdie hef op julle hoofde, hef op julle poorte, dat die ere koning kan ingaan. Ons kry eintlik, na die kruis, kry ons die volle omvang van wat God ons in wil herder, en wanneer hy ons in die volheid van deur die kruis weg ons wil herder, kry ons dat hy die erekoning is, dat hy in die hemelse plekke gaan sit en koning is van alles. Dis pragtig, nee. Ek dink nie ek sal ooit weer Psalm 23 anders te kan lees as in hierdie waarheidskonteks nie. Charles Spurgeon, lees ek 'n tyd terug, het gesê, we should first understand the sword that came to Jesus through the cross. And then if we understand that, the way of redemption, the way of the cross, and before we do not understand that, says Spurgeon, the sweetness and the beauty of the shepherd that gave his life for the sheep will not make any sense. En dis wat vir my kosbaar is, die Here is ons goeie herder. Die Here is ons goeie herder omdat hy voor die grondlegging van die wêreld in goddelike design besluit het dat die vlekkelose lam die offer van sy bloed sou bring vir jou. Om een ding te doen met jou in hierdie lewe, en dit is om jou te herder. Om jou te guide deur hierdie lewe. Jy wat 'n pelgrimsreisiger is waar ons verlede week was, jy wat jou hulp verlang en waar jy besef het en gehoor het in die melodie, jou hulp is van die Here, jou hulp is vanuit die Here.
Dis daar waar die Here ons wil herder, maar hy herder ons nooit sonder die kruis nie. Hy herder ons nooit sonder 'n diepe verstaan van wat die kruisiging, Godverlatenheid, die offer van sy lewe behels het, om uiteindelik jou in te herder in die enigste oplossing en lewe en hoop wat jy ooit kan hê in hierdie lewe nie. En dan, om net die Here in te nooi in die herder, omdat ek 'n gemakliker lewe wil hê, maak nie sin in Bybelse konteks nie, maar om hom toe te laat, om my deur die krisis van hierdie verganklike, duister bevulde wêreld te lei, maak absoluut sin, maar dan maak dit in sy crescendo sin, wanneer ek my hoof ophef, in die krisisse, in die seer, in die hartseer, my herder aanskou en hom toelaat, om my hart, die poorte van my hart op te hef, die deure oop te maak, dat die koning, die erekoning kan inkom. Nie net in sterfte nie, maar juis in lewe, juis in my krisis, juis in my trane, juis in my seer. Ons sal dit sien in die einde van vanoggend hopelik. So die herder metafoor het God bewerk dwars deur die Bybel, sodat ek en jy uiteindelik, wanneer ons by Psalm 23, en ek sal nou ook aanhaal uit die Nuwe Testament, by Johannes 10, die goeie herder sal uitkom, en dan sal ek heel aan die einde Openbaring 7 aanhaal, van die heel uiteinde van die storie van God in sy herderskap. Dat ons in sy herderskap dwars deur die hele woord iets sou verstaan het, dat hy hierdie waarheid wil uitwerk. Mens sou kon sê dat Adam by die skepping vir Eva moes kry en haar terug moes vat na die tuin, toe daar waar God met hulle gewandel het, dat hy sy moederhuis sou verlaat het en hulle een vlees voor God sou wees, en dat hy eintlik haar sou herder. Nou weet ons dat hulle kinders gehad het, hulle het baie kinders gehad. Ons lees net van sekere van hulle in die Bybel, maar van hulle in Genesis 4 lees ons van hulle 2 seuns, Kain en Abel. Nou as jy die storie goed ken, dan sal jy besef dat Abel was wat van beroep. Wat het God al sommer in die eerste seuns sy harte uitgewerk? Abel was 'n skaapboer. En Kain was 'n landbouer, hy het gesaai. En obviously moes God in sy pa en Adam en Eva het die hele ding van sacrifice en offer aan God uitgeleid, dat sy pa dit aan hulle gedeel het, die legacy aangegee het, en toe Kain 'n offer moes bring hy 'n gerf, maar toe Abel 'n offer moes bring as 'n skaapboer, wat het hy gebring? Hy die eerstgebore, die skrif sê, hy die eerstgeborene van sy kudde, as die Here het hy as offer gebring. Hy het dit as die eerstgeborene van sy kudde, daai eerste lammetjie, het hy as 'n offer aan God gebring. Nou weet jy wat sê Genesis 4? Genesis 4 sê, en die Here het sy offer in genade aangesien, leer die woord vir ons. Die skaapherder bring 'n offer van 'n lam. En wat gebeur uiteindelik met hom toe hy die offer van die lam bring? Hy word deur sy broer doodgemaak. So hierdie beeld van herderskap word heeltyd gechallenge van die begin af, sodat ons en jy sal kom by 'n punt waar jy sê, maar ek het nie 'n herder nodig nie. Genesis 46 kry ons die storie, daar aan die einde van Genesis kry ons die storie van Josef. En op 'n stadium, toe Josef se broers nou terugkom en hy sy pa laat kom, het hy gesê, maar julle gaan voor die Farao se stoel verskyn, en as die Farao vir julle vra wat julle doen, antwoord hom dan. En as die Farao vra, wat doen julle, dan sê die skrif in Genesis 46, sê, ons is herders. Ons is herders. Interessant dat die skrif sê, die Egiptenare het die herders despise, en daarom het Farao hulle in Goshen geplaas. Dat is deel van God se plan. En daar het Israel gegroei. Genesis 48 later kom Jakob, en Jakob is tot seun, en dan sê hy hierdie fenominale woorde, dis nou Israel, Jakob, Josef se pa, sê die volgende woorde, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het, tot vandag toe. So wat Jakob bely in die einde en tot seën vir sy kinders en Josef en Manasse hulle, is dat hy sê, ek het 'n afhanklikheid gehad in God wat my geherder het. So daar moes 'n doel daarin gewees het.
En Micha, die klein profeet in die Ou Testament, sê so kosbaar vir Israel in hulle verstrooiing later, dan sê hy, maar daar is iets wat God, wat selfs vir Jakob geherder het, wat hy in herderskap vir julle wil doen, dan sê hy so mooi in Micha 2 vers 12, gewis, sê God, sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek jou vergader, die oorblyfsel van Israel. Hoor wat is die terminologie, ek wil julle vergader, ek wil julle by mekaar maak, Israel, ek wil almal van julle by mekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weivelde, en dit sal dreun van mense. So God het 'n verlange om te herder. Gaan jy deur al die pelgrims, gaan jy deur al die patriarge, nee, Abraham, Isak, Jakob, herders. Moses het die volk geherder. In 40 jaar toe hy daar weg was van Israel, voordat hy die volk Israel weer geherder het in die woestyn, was hy in Midian, by Jethro, wat? 'n herder. Dawid was van kleins af 'n ou herderseentjie. Die rigters, Die Bybel leer vir ons dat selfs die konings, die profete was as herders beskou. Hulle moes die kudde, die volk gelei het. En wat jy nou onmiddellik moet hoor, papa, is dat jy as die manlike figuur het geen ander rol ontvang as 'n herder nie. Ek wil so 'n bietjie fast forward oor hierdie beeld. Dink gou terug met die geboorte aankondiging van die koms van die lieflikste herder ooit, Jesus. Waar het die engele die boodskap gebring die eerste keer met die lofkore? Wie was in die velde? En nou moet jy seker nie almal gelyk uitroep om 50 randjies te kry nie, maar jy dink seker terug aan 'n ou liedjie, herders op die oop velde, het die nag die engelekoor met die blye evangelie uit die hemele aangehoor. Gloria in excelsis Deo. Ere aan God in die hoogste hemele. Hoekom? Want die herder is op pad. Dit wat hulle ervaar het in die Ou Testament, die God wat ons geherder het nou gekom en persoonlik gekom om die stok en staf op te tel, om sy kudde self te kom herder uit die grootste krisis, deur die ergste weivelde in hierdie lewe, om dit uiteindelik hulle uit te bring waar ons vanoggend sal eindig. Weet in Johannes 10 vanaf vers 11, as jy tyd het, gaan lees dit, want hier kom hierdie seentjie wat gebore is, wat nou net aangekondig is deur die engelekore op die velde van Efrata. Kom sê hy, ek is die goeie herder, Johannes 10 vers 11. Wat hoor jy? Wat die mense onmiddellik sal gehoor het, is wat Dawid gesê het in Psalm 23, die Here is my herder. Jesus kom sê, ek is daai herder. Ek is daai herder waarvan Abel bewus was, in sy wese ingeweef is. Josef, Jakob, Micha, Moses, Dawid, die profete, die rigters, dis ek. Ek is die beeld, ek is die skaduwee wat uitgewerk is deur 4000 jaar. Dis die herder wat jy nie meer is, ek is die goeie herder, ek is Psalm 23, en sê so mooi, die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En as jy nou die psalms lees, sal jy besef, Psalm 23 gaan nie verstaanbaar wees, as jy nie Psalm 22 gelees het, waar die goeie herder sy lewe vir sy skape af lê, en aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar in die krisis van Jesus, wat lyk na 'n krisis, word die mooiste deurbraak gebring, sodat die herder sy stok en sy staf en sy hand en die verlossing en die bevryding kan uitreik na jou wat vandag sit en luister. Hy het nie gekom om vir jou pleisterplakkertjie te wees en vir jou net skatte en goud en silwer en 'n gemaklike lewe op die tafel te kom sit nie. Hy het gekom om jou te red uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik, uit die duisternis, uit die donker uit het hy gekom om jou te kom bevry. Dit is hoekom hy gekom het as herder, nie om net 'n lekker partytjie en 'n lekker tyd saam met julle te hê, vol opwinding en staf nie. Hy het gekom in God verlatenheid uiteindelik aan die einde van sy lewe, aan die kruis waar hy omsingel was en verniel is, om vir jou die deurbraak te bring in die lewe. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Psalm 23 en 22 albei speel uit in Johannes 10. Johannes 10 vers 4 sê hy, die goeie herder loop voor sy skape uit. Dis wat 'n herder doen.
Johannes 10 vers 4 sê, en die skape ken sy stem. Hulle luister na hom. Om 'n herder te wees, om 'n goeie herder te hê in hierdie lewe, om Jesus te hê as die goeie herder, persoonlik te hê, is die enigste deurslaggewende ding wat jy ooit sal moet uitmaak in hierdie lewe. Aan die einde van Johannes 21 is dit so kosbaar. Jesus het 12 ouens gekies, waarvan een hom verloon het. Toe replace hulle hom, né? Julle ken Judas Iskariot se einde. En nadat Jesus deur die kruis gegaan het, deur die opstanding, het hy voor die kruis gesê, ontmoet my daar bo in Galilea. Nou weet ons dat die einde van Johannes se evangelie speel dit uit, en Petrus, hulle is besig om vis te vang, en Jesus kom daar aan, en hy is in hulle midde. En dan is dieselfde Petrus wat Jesus verloon het, gesê het, ek ken hom nie, is hy daar by Jesus op die wal, en Jesus vat hom een kant toe, en dan 3 keer praat die Here Jesus met Petrus, en hy vra hy vir hom, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my lief? En weet wat doen Jesus so fenomenaal? In die fout wat Petrus gemaak het, wat ek en jy al hoeveel keer gemaak het, in ons skuld en in ons skande, kom die genadigde opperherder, die herder wat ons met stok en staf wil lei, kom staan hy by 'n verslae, stikkende, hartseer Petrus, en vra hy vir hom, het jy my lief? Hy vra vir hom 'n vraag wat hy reeds die antwoord van weet. Want hy kan dwarsdeur sien wat in jou hart is. En dan sê hy vir hom, 3 keer herstel hy hom in sy herdersrol. Laat my lammers wei, pas my skape op. Laat my skape wei. En wat jy onmiddellik hier moet hoor, is dat God se hart was nog nooit om jou los te maak, eerstens van die herder nie, en tweedens om die herderrol ook as 'n subherder in jou uit te werk. Jy is nie net gemaak om maar net deur die lewe te gaan en vas te klou soos kleefgras aan 'n ander skaap nie. Jy is bedoel om geherder te word, eerstens deur Christus, deur die offer wat hy vir jou gebring het aan die kruis, en vrygemaak te word. En wanneer jy dan vrygemaak is jy bedoel om self 'n herder te wees van jou vrou, jou kinders, ander broers en susters, 'n disipelmaker, 'n subherder, om hulle weer te verbind aan die opperherder, en oor en oor en oor. Anders te mis ons doel op hierdie aarde. 1 Petrus, hoor hier vir Petrus, hoofstuk 5 sê hy, ek vermaan die ouderlinge onder julle, en wat 'n mede-ouderling en 'n getuie van die lyding van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hy verklaar dan net, ek wil vir julle iets sê. Nou sê hy so mooi, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewillig, nie om vuil gewin nie, jy geld maak jy uit nie, dit is so 'n vieslike ding wat gebeur in die kerk, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as 'n voorbeeld van die kudde. En wanneer die opperherder, dis Christus Jesus, verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. O Petrus, met wie praat jy? Met almal wat hulle lewens in Jesus neergelê het. Hy praat nie met kerkleiers en dominees nie. Hy praat met jou wat claim dat jy wedergebore is. Dis jou mandaat. Daarom is hierdie beeld van die herder in Psalm 23 vir my so kosbaar. Julle het seker nou agtergekom, ek gaan nie heeltemal net 'n exposition van Psalm 23 gee nie, ons het dit reeds gedoen. Al 2-3 keer in die gemeente se geskiedenis. Maar dwars deur die woord, hopelik kom jy nou agter, is hierdie beeld baie bekend van 'n herder. Daarom sê Dawid in Psalm 23, die Here is my herder. Die mooiste woorde, kindertjies kan dit sê. Kindertjies kan dit selfs glo. Want daar's 3 dinge, dit gaan oor die Here, dit gaan oor dat hy herder is, maar daar's nog 'n belangrike woordjie, dat die Here die herder is van my. So 'n persoonlike woord. Hierdie is nie universalisme nie. Hierdie is nie, jy weet, jy moet maar net 'n goeie mens wees en by die kerk opdaag en as jy okay nie. Hierdie is, jy moet 'n persoonlike getuienis hê waar jy persoonlik deur Psalm 22 gekom het, waar jy persoonlik
jou kruis opgetel het en jouself verloon het, waar jy persoonlik die offer van Christus aan die kruis verstaan het, waar jy persoonlik verstaan het dat ek ontbreek het aan die heerlikheid, dat jy persoonlik verstaan het dat ons almal gesondig het en die Here Jesus nodig het, dat ons almal persoonlik ons lewens moet neerlê in die lam, en persoonlik moet bely en sê, U is my herder, en persoonlik jou hoof laat oplig deur die Here, en persoonlik jou deure laat opgaan, sodat die erekoning op die troon van jou hart kom sit, en nie jy nie. Dis 'n persoonlike ding. Die Here is my herder. Ek het persoonlike verlossing, bevryding, vrymaking verstaan, die kruis, die verganklikheid, die krisis van die kruis wat dit voortgebring het vir my die mooiste mooi, die beauty gebring, dit wat Spurgeon gesê het, voor jy nie verstaan het dat die swaard van die kruis Jesus moes deurdring het, dat dit vir jou redemption gebring het, nie sal jy nie die beauty en die bevryding en die roepstem van die herderskap verstaan of hoor nie, want in die herderskap, deur die kruis, is die mooiste beauty van 'n roepstem, wat wil help en red en bevry en lei. Miskien vra jy net gou vinnig hierso, hoe kan Jesus my herder wees vandag? Hoe kan hy my herder wees? Kom ek lees vir jou 'n vers hierso wat ons al 'n tyd terug in die gemeente gelees het in Hebreërs 13. Hoe kan Jesus vir my herder? Hebreërs 13 vers 20 sê so mooi: Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed, as 'n belangrike woord, van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Nou, ek het nou net die vraag gevra, en ek wil na kant toe beweeg, hoe kan Jesus ons herder vandag? Hoe kan hy persoonlik jou herder wees? En ek dink, Hebreërs 13 gee so mooi antwoord. Eerstens sou ek wou sê, hy help ons, en hy herder ons, hy help ons, om tot rus te kom in sy wil. Nie net om sy wil te weet nie, maar om sy wil te doen. Dit is belangrik. En dit beteken, God se wil is, om het vinnig op te noem, ons het nie baie tyd nie, God se wil is onderaan, hier is alle subtemas waar ons ure kan gesels. God se wil is heiligmaking, jou heiligmaking, 2 Tessalonisense 3. God se wil is sy koninkryk, soek alleeers sy koninkryk en sy geregtigheid, sy wil. Sy wil is sy geregtigheid, sy wil is dat ons sal leef uiteindelik, nie vir onsself en ons eie belang nie, maar dat ons sal leef vir God se glorie. Dat ons hom sal skyn in die wêreld, en dat ons sy glorie sal uitstal, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat dit weerkaats. Jesus herder ons verder, sê die teksgedeelte, deur in ons te werk. Met ander woorde, hy kom, as ons hom toelaat dat hy ons herder is, dan werk hy in ons, en die skrif sê daar in Hebreërs 13 vers 20 en 21, om te doen dit wat vir hom welbehaaglik is. Met ander woorde, jy doen nie jou eie wil nie, jy maak nie jou eie plan nie, jou tye is nie in jou eie hande nie, jou hulp is van die Here, dit is vanuit die Here. Hoekom sal hy dan in ons werk om te doen wat welbehaaglik is voor hom? Hoe doen hy dit? Psalm 23 verklaar dit vir my so mooi. Hy gee ons sy voorsienigheid. Hy bring ons by gras en weivelde en water. Hy voorsien vir ons. Hy gee vir ons innerlike krag om te kan volhard, deur selfs die vallei van doodskade wees. Hy begenadig en hy gee vir ons geloof as 'n geskenk, om binne in ons te werk, om te kan volhard, om te kan volhou, om aan te kan hou, loop tot die einde toe, en hy herder ons in daardie geloof, wat hy vir ons kom gee. Groot terme, ons kan baie ure daaroor praat. Paulus onder andere probeer hierby aansluit, en by Timoteus, wanneer hy vir hom sê in 2 Timoteus 4, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Hoe het Paulus dit gedoen? Deur toe te laat, dat die herder in hom gewerk het, en uit hom deurgewerk het, wat welbehaaglik was voor God. Paulus kon dit doen, omdat hy sy lewe en sy geloof geplaas het in die goeie herder.
Broers en susters, wat sê hy vir mekaar? Ons tyd loop uit. Om die Here as herder te hê, is nie bloot maar net die regte belydenis, om vir jou gemaklike, sorgvrye, wydingsvrye, lieflike, sagte, in die son lê en kou lewetjie te gee nie. Dit is om die Here as herder te bely, is om uiteindelik oor te gee op die weg van verlossing. En jou lewe dan uiteindelik neer te lê en jou herder te vertrou deur elke liewe krisis en omstandighede. Maar daar's iets wat ons ten slotte 'n bietjie moet verstaan. En dit is, ons is maar net skapies. Jy is nie 'n perd nie, jy is nie 'n olifant nie, jy is nie 'n leeu nie, jy is net 'n skaap. Jy is ook nie 'n wolf of 'n roofdier nie, jy is net 'n skaap. En 'n skaap het geen mens om homself te verdedig nie. 'n Skaap is nie 'n roofdier wat windgat in die dorpies rondloop en op die weivelde loop en sê, ek kan hierdie ding self doen en ek kan my eie battles fight en ek kan my eie lewe verdedig. Check my tande, lekker tweetand ooi, nee, check my tande. Jy is nie 'n roofdier wat by design jouself kon beskerm het nie. Jy is deur God beskou as 'n skapie. En as 'n skapie besef ons is maar effens. Ons is afhanklik. Ons is vuil, jy stink. Ons stink van skuld en skande en in ons natuur, in ons geboorte het ons die kruis van Christus en 'n sterfte nodig, want ons stank is te geweldig. Ons het maar nodig om versorg te word en gelei te word. Ons kan nie eers ons eie wol sny nie, man. Al dink jy kan jou eie hare sny, jy kan jouself nie versorg nie. Jy is eintlik waardeloos, jy kan nie vinnig hardloop nie, jy is nie baie bruid nie. En wat dit eintlik verklaar is, dat skape het 'n herder nodig. Die Here het dit geweet. Daarom stuur hy die mooiste, lieflikste, gewilligste herder om mens te kom word. Om deur die grootste krisis jou ook te herder, deur die kruis, deur die dood, deur 'n begrafnis, deur 'n opstanding. Jy vra dalk hoekom skape? Maar weet jy wat het ons die nodigste in hierdie lewe is? Brokenness and humility. Ons het nie nodig om te veel te dink van onsself, want as jy te veel gaan dink van jouself, gaan jy opgeblaase wees en soos 'n Trojaanse perd hier deur die dorp galop en dink ek is die kat se snor. Kyk hoe geestelik is ek. Kyk hoe kon ek my eie wol sny. Kyk hoe kan ek myself verdedig. Kyk hoe neem ek my eie tye in my hande. My hulp kom van myself, want ek is 'n perd. Jy is nie. Jy is 'n nederige humility, soms stom dier ter slagting. Is wat jy is. Jy's net 'n skapie. Maar die skapie het die mooiste belofte wat ooit aan hom gegee is, en dit is, ek gaan vir jou 'n opperherder gee, wat jou deur nie net in voorsienigheid sal lei nie, maar jou in alles sal herder. Uit sonde uit sal herder, uit skuld sal herder, uit stank sal herder, uit skande sal herder. Hou jou oë en luister na die stem van die opperherder. Dis waar Psalm 23 so pragtig inkom. Hy laat my neerlê in groen weivelde, hy lei my by waters waar rus is, hy lei my heen. En wat dit beteken is, daardie herder gaan fisiek vir jou sorg deur jou lewe, nie net prosperity teachings van goodness en jy net by faith nie, nee. Glo en jy sal dit kry nie, nee. Dit glo in die herder en jy sal genoeg hê om jou deur hierdie lewe te vat. Hy verkoop my siel, hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paai, hy lei my op die spore van geregtigheid. En weet wat sê dit is, hy voorsien nie net my fisiese nood nie, hy voorsien in my geestelike nood, hy verkoop my siel, hy bring vir my rus vir my siel, hy bring my siel tot bedaring, ek kan tot rus kom na my toe, almal wat moeg en belas en oorlaai is, kom net tot rus, by die herder, dis wat hy vir jou kan bied. Hy lei my op die regte paai, hy lei my op die spore van geregtigheid, hy bring my by die geregtigheid uit, wat net sy seun vir my kon bring, dit is wat hy vir my kon bring. Daar is hy vir ons 'n goeie herder.
Jy sien broer en suster, om deur die Here geherder te word, om deur hom versorg te word, om deur hom gelei te word, moet jy in afhanklikheid kom. Moet jy in nederigheid kom. Moet jy oorgee. Jy kan nie in selfverhewenheid kom nie. Jy kan nie in arrogansie kom nie. Jy kan nie puffed opraak en dink jy is meer spiritual as iemand anders nie. Jy kom as 'n skaap, waar die goeie herder jou sal lei in sy lewe, en waar hy sy lewe vir jou kom aflê het. Psalm 23 sluit so mooi af. Hy sê, selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal die Here my herder. Hy sal my beskerm. Hy sal my guide. Omdat die Here vir my sorg. Omdat hy my wil vooruitstap. Selfs in 'n krisis, selfs in verwerping. Selfs in die opperherder, die goeie herder, selfs in Jesus, bly ons veilig. Dis wat die Psalm wil sê. Selfs in die donkerste dae van siekte en pyn en verwerping en smart, wat is daar by jou? Stok en staf en 'n herder. Jy moet net 'n bietjie meer geloof hê, man, dan sal jy gesond word. Gaan lees jou Bybel. Jy moet geloof hê, ja, in die herder, wat in jou krisis vir jou wil lei. Want selfs in Jesus, wanneer ek aan die einde kom van my lewe, wie is daar? Is net die herder. Is nie daai prosperity teacher wat so met sulke slim argumentjies valse leringe gepreek het nie. Is net die Here. En wat hy vir jou gaan aanmoedig mee, selfs aan die einde van jou lewe, is presies wat hy vir jou dwars deur jou hele lewe sê. Moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Gaan voluit. Psalm 23 sê, want u berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal tuis wees in die huis van die Here. En as ek weet nie van jou nie, maar daai is net beelde van joy, van vreugde, van iets wat oorloop, van iets wat ek gekry het. Jy sien die krisisse en die donkerte en die donker valleie en die vyand was nog altyd daar. Gaan vra maar vir Israel. Daai nag in Egipte. Toe die Here gesê het, kry vir julle 'n vlekkelose lammetjie, smeer sy bloed aan jou deurkusyn. En dan gaan jy binne in jou huis en jy gaan sit by die tafel. Terwyl die doodsengel buite omloop en jou vyande buite om jou is, en dan sit jy rustig en dan eet jy die volle vleis van daai hele lam eet jy op. En die doodsengel sal nie pass over nie. Sien, die uitnodiging daar is van joy. Die beeld van olie is 'n beeld van vreugde, van blydskap. Blydskap in wat? Blydskap in my krisis? Nee, blydskap in jou krisis, dat jy 'n herder het in jou krisis. Om jou deur te lei. Blydskap dat jy die pragtigste beeld gekry het van 'n herder, aan wie al die lof en eer en heerlikheid eintlik toekom. Dit kom nie aan jou toe nie, dit kom aan die herder toe, wat sy lewe vir jou kom gee het om jou deur hierdie pad te vat. Weet jy wat kry jy? Jy kry nie die lof en die eer en die heerlikheid en die applaus nie. Nee, maar weet jy wat kry jy? As 'n skapie. Jy kry die deurbraak wat die herder gebring het. Jy kry die versadiging van wat die herder bewerk het. Jy kry die stok en staf wat jou sal lei en beskerm deur jou enemy en deur die valleie tot waar jy veilig is in die tuiste van die Here, in glory. Dit kry jy. Jy kry beskerming van die herder wat die pad voor jou uitgeloop het. Die deurbreker, soos Micha gesê het, wat voor jou uitstap. Jy kry die leiding wat jy nodig het om te bly by die woord van die Here deur sy gees. Jy kry die voorsienigheid van aardse dinge, maar ook geestelike verheldering en versadiging van jou siel. Soos Dawid oor en oor in die Psalm sê, ek het my siel opgehef tot die Here, want ek het een ding besef, hy is my herder. En jy kry die vreugde daarvan om liefgehet te word deur 'n herder wat nooit 'n einde sal ken nie. En die vyande sal maar altyd daar wees. Hulle sal altyd rondom ons wees, selfs in krisisse, in siektes en in dode en in alles sal die vyande altyd probeer om jou weg te lok, soos Job se vrou wat sê, vloek net vir God, versaak hom, kom net weg vir hom af, hy het jou nie lief nie, en sterf. Nee.
Ons bly by die herder. Ek los jou met Openbaring 7. Openbaring 7 word voorafgegaan deur Openbaring 6, wat die uiteinde uitspel van die wat vir jou sê, jy het nie 'n herder nodig nie. Jy self God op jou eie. En dit gaan oor die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes wat nooit die Here nodig gehad het op hierdie lewe nie. Die Openbaring skets hulle as die duisende en die magtiges en al die slawe en die vrye mense. Wat het hulle gedoen in die einde? Wanneer die einde van tyd gaan aanbreek. Wat sê Openbaring? Wat doen hulle? Hulle het hulle gaan wegsteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En toe sê hulle vir die berge en vir die rotse, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom, wat op die troon sit en vir die torene van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Ek los jou met 2 gedagtes. Het jy 'n herder nodig in hierdie lewe? Het jy nodig om te sê die Here is my herder? As jy dink ek praat nonsens vandag en ek het jou tyd gemors, good luck met Openbaring 6 se einde. Good luck. As jy ergens in jou hart iets nou beleef van jy die Here nodig, wil ek vir jou sê, vandag as jy die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Deel dit met iemand in jou groep. Kom, bel vir my. Stuur vir my 'n boodskap. Lê jou lewe voor die Here neer. Repent van jou sonde. Erken en bely dat jy Jesus nodig het. Wend jouself tot die Christus, tot die opperherder. Draai terug na die Here toe. En kom na hom toe. En dan het ons nie 'n belofte net van lekker oorvloed en bankrekeninge wat oorloop en jy sal nooit in jou lewe siek word nie en geen siekte sal oor jou pad kom en jy sal altyd net smooth sailing nie gaan nie. Nee, jy het nie daai belofte nie, maar wat jy wel het, is dat jy 'n herder het wat dwars deur jou hele lewe jou sal herder in geregtigheid. Jou siel sal verkoop, met jou sal wees, vir jou geestelik en fisies sal voorsien. En jou sal bring waar dit by uiteindelik saak maak. En dit is wat Openbaring so mooi sê, want hy skets uiteindelik vir ons die beeld van duisende mense wat deur die groot verdrukking gekom het, wat deur moeilike tye gekom het, wat deur sorge en seer en pyn en hulle lewens moes afgelê het, mense wat geglo het, mense wat vasgehou het aan die lam. Wat gebeur met hulle? Hoor wat sê die skrif in Openbaring 7. In die Engels sê vir hom, maar Heer, u weet dit, hy sê vir my, hierdie mense wat voor die troon van God staan, dis hulle wat deur die groot verdrukking gekom het, en hulle het hulle klere gewas, en hulle klere is wit gemaak in die bloed van die lam, gewas deur die offer van Jesus. Daarom is hulle nou, hoor hier so mooi, hulle is voor die troon van God, en hulle dien hom dag en nag in sy tempel, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en dors hê nie, hoor jy Psalm 23, want hulle is geherder. Die son sal nie meer enige hitte sal meer op hulle val nie, want hulle is geherder. Selfs in hulle krisis is hulle geherder. Selfs toe die vervolging kom en die dood kom en die krisis kom en ons werke verloor en ons mense aan die dood moes afstaan en ons kinders verloor en wat ons ook al in die lewe moet maak, 'n siekte wat net nie wil wyk nie. In dit alles is ons gewas deur die bloed van die lam, is ons geherder en sal ons uiteindelik nie meer honger hê nie, nie meer dors nie, sal die son se hitte nie meer op ons val uiteindelik nie. Want die rede kom, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. Die lam herder ons, nie net in ons krisis nie. Hy herder ons uiteindelik in hierdie lewe uit die krisis uit. En dan is ons tuis in die huis van die Here, tot in lengte van dag. Dan is ons voor 'n lewende God, 'n God wat al die trane afdroog. 'n God wat al die trane afdroog. Ons sal voor die troon van God kom staan. Ons sal hom aanbid. Ons sal hom aanbid dag en nag. Dis wat ons wil doen. Miskien sal dit vir jou boring klink. En dan sê die skrif so mooi, ons sal hom dag en nag aanbid in sy tempel. Wie is daar die tempel? Is dit 'n gebou wat daar bo in die hemel is? Gaan ons weer die offerdiens instel?
Gaan ons weer van voor af lammetjies moet slag? Soos Abel? Nee. Want as jy een keer die herder het, wat een keer sy offer vir jou een keer kom neerlê het, wat perfek is en nooit weer herhaal te word nie, is dit die mooiste uitnodiging van jou hele lewe vir ewig. En ek los jou met Openbaring 21. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Dis wat die woord vir ons leer. Die eerste dinge het verbygegaan. En as jy gaan lees, sal jy besef dat God self in Openbaring sê, hy is die tempel. Sy seun is die tempel. So as ons voor hom kom en voor hom kom staan eendag in sy tempel, sal die een wat op die troon sit, soos die skrif sê, ons beskerm, ons herder in sy teenwoordigheid. So moenie net wag ten slotte om eendag by die hemel te kom en dan jou posisioneel in te neem in die herder en toe te laat om in sy tempel, in hom in te gaan nie. Gaan nou al reeds in die tempel, in Christus in. Erken hom as herder. Kom deur Psalm 22. Gaan in Psalm 23 uit en verhef jou poorte in Psalm 24, dat die erekoning kan inkom en jy in sy tempel kan bly tot 'n lengte van dae, sodat die lam jou kan herder na die weivelde. Gesels 'n bietjie in julle huiskerk nou oor hoe die Here jou in hierdie waarheid al geherder het in jou lewe. En as jy vanoggend voel, jong, ek voel ek herder myself of ek gebruik ander dinge in hierdie lewe om my te herder, vra vir mense vandag om vir jou te bid daarvoor. En kom ons as gemeente luister regtig na die stem van die Here en dan volg ons die Here as herder. Soos ons vandag uit die psalms uitloop, wat ons al die heel jaar nou gepreek het. Mag die Here julle seën. Mooi bly. The Lord is my shepherd, there's nothing I need. You lead me to the safest places. You lead me to the safest places. To walk in the meadow and lie by the stream. You meet me in the quiet places. You meet me in the quiet places. Your goodness and your mercy will follow me all the days of my life, all the days of my life. And I'll dwell in your house for eternity. I'll be there by your side. I'll be there by your side. Though I walk through the valley, the shadow of death, I don't have to fear no evil, for I know that you are with me. With oil of blessing to cover my head, you fill me to overflowing. My cup is overflowing. Your goodness and your mercy will follow me all the days of my life, all the days of my life. And I'll dwell in your house for eternity.
a table before me, right in front of my enemies. You're the shepherd of my soul. You lead me in the right direction, my comfort and my protection. You're the shepherd of my soul.